Baie welkom by hierdie week se Kaapvol Hoop waar ons die drafskoene aantrek by die Kaapstad 2 Oseane Marathon wat by die pragtige en ikoniese Universiteit van Kaapstad klaargemaak het. Die 2 Oseane is 'n ultramarathon oor 56 km en daar's ook 'n halfmarathon oor 21.1 km wat dit deur die jare een van Suid-Afrika se gewildste padwedlope gemaak het. En beslis ook een van die mooiste padwedlope in die wêreld met die mooiste uitsigte denkbaar reg deur die roete. In hierdie week se program gesels ek met Adnan Mohammed wat die 2 Oseane al in al sy formate aangedurf het en hy help ook met die bestuur van die elite atlete gedurende die 2 Oseane week. Ons gesels ook met Gerda Steyn, die wenner van die vroueafdeling van vanjaar se 2 Oseane ultramarathon en William Kaptein, die manswenner van die halfmarathon, het aangrypende lewenslesse wat hy deel. 2 brandweermanne het ook die ultramarathon met volle toerusting aangedurf en ons hoor hul storie. Verskeie Namibiese atlete het ook aan die 2 Oseane deelgeneem en deel van hul ervarings en ook hoe hulle die mooi van die roete ervaar het. Ons gesels ook met Carla Briers van die Anna Foundation wat vertel wat hulle alles in die gemeenskap vir kinders doen deur opvoeding en aktiwiteit. Maar eerstens gesels ek met Adnan Mohammed. Dat eerste ene wat jy gehardloop het in die begin, maar jy het eintlik 'n halfmarathon mee begin. En toe het jy later die ultra gedoen. Ja, ek kan baie mooi onthou, dit was 1998. Wow, lang tyd terug, ja. Ja, baie lang tyd terug as ek nou terugdink. En ek het maar net destyds net begin hardloop omdat ek wel 'n bietjie fikser wees vir rugby speel. En toe skryf ek in vir die halfmarathon. En ek het nie eens geweet dat dit die heel eerste keer wat hulle die halfmarathon aanbied het. So ek toe Oceans in 1970 begin. En die was baie jare later, 1998. Ja. Ja, ek kon nou nog baie goed toe ek aan die einde van my wedloop daar by die eindpunt staan en ek sien, nou, dit was altyd op dieselfde dag gehou. Okay. Dit was op die Easter Saturday, oor Paasnaweek altyd gehou. En ek staan toe daar en ek kyk die mense, ek was so, soos hulle sê, in oor van die mense wat die lang afstand hardloop. Ja. Want ek het gedink, nooit in my lewe, ek is 'n groot ouetjie, ek is 'n rugby speler, ek wil nie eintlik gewig verloor nie. Jy weet, is iets wat ek in my hele lewe sou kon droom dat ek kon doen nie. En in 2000 het ek begin. En 2001, ek het geoefen daarvoor, 2001 was my eerste eintlike volle 56 ultramarathon. Ja, 56 kilometer is 'n lang en maar dit is nie alles plat nie. Die eerste helfte is rolweg plat so tot 28 km. Maar dan sit Chapman's Peak en alles hier agter ons is Tafelberg. Toe Oceans, ja, hardloop eintlik so agter die berg om. Kap is daar maar mooi nee, want Ja, as jy nou man. daai roete vat behalwe die 56, dis sekerlik een van die mooistes in die wêreld. Ja, ongetwyfeld, Arie. Ek het 'n wedloop gedoen in ander lande. Ek het die Athene marathon gedoen, wat die oorspronklike marathon is. Die plek waar jy begin, se naam is eintlik marathon. So. En dan eindig jy in die in die plek waar die eerste Olimpiese spele gehou was. Ja. So en as jy dit vir my in vergelyking met die wat ons hier in ons eie agterplaas het. Ek het vanoggend iemand gesê dit lyk daai wedloop was amper soos jy hardloop af in voortrekke weg van die hele roete. Ja. En dan kom jy net by 'n stadion uit. Ja. Maar ja, daarom sê ek hulle kan sê dat dit is die soos hulle sê the world's most scenic race. Ja, 56, ja. Ja, dit is amazing en dit is nie maklik nie. Die Chapman's Peak is een van die mooistes. Daai foto's van die hardlopers wat so oor Chapman's Peak gaan. Ek het so een keer daarom het al gedoen. Jy het nou al gehelp met marathons wat jy my so gehelp het om die marathons klaar te maak. Maar ek het daarom al 1:56 gedoen, maar ek onthou as jy so oor Chapman's gaan, dan begin hulle vir jou roomhuise gee. Ek het nooit gedink ek gaan 'n roomhuis kry by die Oceans nie, maar dit is so om jou af te loop. Ja, dis eintlik 'n nice verrassing want jy werk so hard. Nou Chapman's Peak, dis een ding wat eintlik snaaks is. As jy opkom en dan sien jy, dan dink jy daar is die boonste pad van Chappies. En as jy die dryf wat as jy eintlik as jy nog nie daar bo nie, dan moet jy nog so 300 meter gaan tot bo en dan sien as jy daar bo kom, is 'n ongelooflike gevoel want jy sien die hele houtbaai wat voor jou lê. Ja, dit is baie mooi. Ja, hy het dit hardloop dit in 'n goeie tyd en ons kompeteer en die eintlike, ek wil nie sê die eintlike nie, maar die hardloop van die 2 Oceans
is die mense wat dit net so binne 6, 7, 8 ure maak. Die ultramaraton en ook die halfmaraton is ook omtrent, maar val die ultramaraton. Dit bly 'n moeilike ding om te doen en dit is 'n groot prestasie om dit te kan klaarmaak. Ja, ongelooflik. As jy kyk, selfs die halfmaraton, as mense wat nooit voorheen gedraf het, dit is hulle groot mikpunt vir die jaar. Die program is Kaap vol hoop. As jy so kyk na alles wat in die Kaap op gebeur. Die Kaap is 'n unieke plek net. Ja. Kyk wat jou verbydraf, as jy nou so vat plekke verbydraf. Kalkbaai, jy kan maar lank, jy kan 'n naweek daar gaan hou. Deur Vishoek, deur Chapman's Peak, Houtbaai. Daar is dan plekke wat Kaap daarom uniek maak, nee. Dit is 'n mooi plek. Nee, ongelooflik en daar's geen beter manier om die Kaap te verken as om die twee ouens te hardloop nie. Want jy sien alles. Ja, Jy weet, hy vat veel van die een soos ons nou hier staan, nie verder af in die pad en dan vat hy jou reg om die hele skiereiland. Ja. En hulle sê die twee oseane, die Indiese en die Atlantiese Oseaan. So as jy by Meisenberg Vishoek en draai en aan die ander kant by Assine weer die Atlantiese Oseaan. Ja, En dis waar die naam vandaan kom. 'n Interessante feit is 1970 was die inskrywingsfooi 50 sent. 50 sent in 1970 om in te skryf. Om in te skryf, daar was 13 deelnemers, 12 mense het klaar gemaak en die persoon wat gewen het was Kalfoot. So dis verander na nou, nee. Nou het jy amper 30,000 mense wat die ding doen. So is ongelooflik om te sien. Vanjaar was die 54ste jaar wat dit plaasgevind het. That's amazing. En mense van reg oor, klomp mense van Namibië natuurlik ook, maar mense van reg oor die Reg oor vanjaar, eintlik 'n baie interessante feit, daar was 99 lande betrokke, insluitend Suid-Afrika. So sê maar 100 lande. Mense van reg oor die wêreld. Ja. As jy kyk 99 lande en as jy kyk na die lande is so van die lande ken jy nie eens nie. Jy weet eens waar op die wêreldkaart te sien, maar die mense kom van oral af. Ja. So dit is regtig 'n groot geleentheid vir Kaapstad as 'n toerisme aantreklike plek om te kom en natuurlik om te kom draf. En as 'n inspuiting vir die ekonomie. Welkom terug by Kaap vol hoop en ons kuier lekker by die twee oseane ultramaraton en halfmaraton wat onlangs in Kaapstad plaasgevind het. Ons gesels verder met Adnan Mohammed wat vertel van sy verantwoordelikhede by die twee oseane met die bestuur van elite atlete. Jy het in 'n meer amptelike hoedanigheid ook betrokke gewees, maar jy het eintlik 'n voorreg om by die van die elite atlete betrokke te wees. Onder andere lekker pad wat jy met Gerda Steyn op stap. Dis seker lekker om dit so van naby af te sien. En dit is kompeterend, maar dis 'n briljante atlete daar. Ja. Kyk, soos hy sê, is 'n geweldige voorreg want toe ek begin draf het, ek het nooit gedink dat ek eendag die bestuurder sou wees van die elite atlete, daai ouens wat so inkom en soos hy sê Gerda, en ek het die voorreg gehad nou om te sien drie geleenthede wat sy die rekord van Frit van der Merwe oortref het. Ongelooflik atleet. Sy het dit nou 6 keer agtereenvolgend gewen. Ja. En om dit te sien, jy weet, en hoe sy te werk gegaan en hoe professioneel sy is. Ja. En nie net sy nie, al die ander atlete ook. Ja. En soos hy sê, is 'n voorreg. En toe ek destyds begin het ek nooit kon gedink dat ek in so 'n posisie sou wees, sê 25 jaar later. Ja, Adnan ken padlope in die Kaap en hy is ook 'n groot ondersteuning vir die elite atlete by die twee oseane. Gerda Steyn was een van die atlete en sy verdedig haar titel suksesvol en sy vertel meer van haar wedloop vanjaar. Dit was 'n wonderlike resies geweest vandag. Ek is baie gelukkig met die resultate. Natuurlik was dit nie 'n rekord nie, maar mens kan nie verwag om die rekord elke liewe jaar te breek nie. Vir my was die wen die belangrike item, so vir my is dit 'n 100% sukses. En ek is net baie dankbaar en ek wil die Here dankie sê vir die wonderlike talent wat hy vir my gee om dit te kan leef en dit ook so baie te kan geniet. Dit is 'n groot oomblik om so in te kom hier so en die ondersteuning te ervaar. Dit is spesiaal. Dis 'n baie groot oomblik. Hierdie oomblik, ek dink nie baie mense in hierdie lewe kry die kans om so 'n groot oomblik te beleef. So vir my om dit te kan beleef, dis 'n groot seën en ek vat dit nie vir granted vir 'n oomblik nie. Ek wil net sê baie dankie vir die ondersteuning van die
elke uithoeke van hierdie land. Dis 'n wonderlike gevoel en ek dra dit nie met veel op my eie skouers nie. Ek voel trots dat ek dit kan dra, maar ek weet dit is nie net ek nie. Ek het 'n span en dit is as gevolg van hierdie wonderlike ondersteuning wat my push om elke jaar terug te kom en net nog meer en meer uit myself te kan kry. Ja, Gerda is 'n ware superster in padwedlope in Suid-Afrika en wêreldwyd en 'n groot rolmodel. Die manswenner in die halfmaraton vanjaar is William Kaptein en die Kaapenaar inspireer met 'n storie van hoop en hy vertel ook hoe hy die wedloop ervaar het. Ja, die wedloop was vir my fantasties geweest. Die inkom by die UCT gras, dit was vir my amazing. Die mense se geraas, die cheers. Dit was net amazing. Ek kan nie beskryf nie. Ek meen die titel wat ek nou hou tans in Cape Town, dit is 'n groot voorreg vir my. Ek meen ek kon nie vir beter gevra het nie en ek wil net dankie sê aan almal die lieflike mense van Kaapstad, almal die lieflike mense van die Weskaap. Hier het ons selfs iemand van Namibië. Ons wil net dankie sê vir die support en vir die liefde wat julle vir ons gee in hierdie sport. Baie dankie. Daar's iets omtrent die Kaap, jy's 'n trotse Kaapenaar. Dis lekker as die mense van ver af kom. Lekker as die Namibiërs kom. Yes. Kom hardloop in jou agterplaas. Yes, lekker. Ek meen Namibië se mense om te hoor hier is van Namibië se mense, dit wys maar net hoe welbekend die Two Oceans halfmarathon is en die marathon homself. Ek meen ons verwag nie mense van Namibië om so ver te kom nie, maar vandag het ons mense en dit is 'n voorreg en ek is bly dat hulle dit ook saam met my kon witness hierdie die victory wat ek vandag afgehandel het hierso. Ek is bly om mense van ver oral in die land te hê wat my support het vandag hierso en daarvoor is ek vir altyd dankbaar. Om deel te neem en sommer uit die huis uit te kom en uit die kwaadheid te bly. Ja, wel, as jy in my voetspore wil volg, dit is nie so moeilik nie, dit is maklik. Jy trek net jou skoene aan, jy maak jou mind op en jy gaan vat 'n draf. Alles het 'n 5 km die eerste dag, dit sal later meer en meer word, maar jy sit nie net die draf in nie, jy sit ook lewe by jou lewe. Jou gesondheid word beter. Jou gedagtes sal beter dink. En ek weet waarvan ek praat want ek kom ook van 'n baie bad or let's say a poor background, you know, en ek het gesien wat dit doen aan mens as jy nie vir jouself gaan opstaan en jouself gaan oplig en jou eie motivation is hier. En daai is iets wat ek oor wil praat, jou eie motivation. Jy moet so hard werk dat jy jou eie motivation is en nie motivation soek daar buite nie. So ja, en wie ever daar buitekant is wat nou luister na hierdie boodskapie, as jy miskien wou opgegee het gister, as jy miskien wou opgegee het vandag, wel, ek gee vir jou 'n rede om nie op te gee nie. Ja, baie inspirerende getuienis van William Kaptein en ek glo ons almal kan baie by hom leer. En twee brandweermanne het ook geïnspireer deur metal toerusting te draf. Ek gesels met Glenn Jones en Chad Tucker. Just a reason. It was mainly to raise awareness for the work we do. We volunteer, so we're trying to raise awareness, raise funds to keep the organization going. Volunteer Wildfire Service. And how tough was it? It was a hot day today. I think it was tougher than we expected. But we were very tough. We finished together, and He definitely got to us. He definitely the last couple of kilometers were tough, but no, we're very tough with ourselves. Yeah, so from the bottom, we're not running in our boots today because it will destroy our legs, but we have our fire resistant pants. We have our thick cotton fire resistant shirt and our undershirt. And then do you want to do the rest? Yeah, we got the helmet, we got the goggles, we didn't wear the flash hood. Normally we have something covering our face, but to keep the airflow, we decided to leave that, and obviously we left the gloves out. But other than that, we went full kit. Job well done. Proud of you guys. Thank you, man. Appreciate it. Ons is terug by Kaap vol Hoop en ons kuier steeds baie lekker by die Twee Oseane padwedlope waar verskeie Namibiërs ook in aksie was vanjaar. Die Twee Oseane het in Kaapstad plaasgevind en by die pragtige Universiteit van Kaapstad klaargemaak. Die Namibiërs het unieke stories om te vertel na vanjaar se wedloop. Ja, my eerste ultra. Van alles. En jy het half gedoen, nog nie? Ja. Well done. Thank you. You graduated from the half to the 56. How did it feel? That's amazing. It's good to graduate, but it was very tough, but I'm so happy I did it. Yes. I'm impressed with myself. Okay, well done. Thank you so much. It's tough and beautiful. Yes, definitely.
I'll encourage anyone to do a 56 if they really desire to push themselves beyond their limits. Yes. Where you from? I'm from Windhoek. From Windhoek. Yes. En dan al die pad van Walvis Bay. Walvis Bay, ja. Jou eerste een, wel My dan. eerste een, dit was hard en moeilik. In Walvis is daar nie heuwels nie. Ons het net duine. Ons hardloop plat, so hierdie was moeilik. Maar ons het dit gedoen. Ek is dankbaar. Dit was meer as wat ek verwag het. Dit was die mense langs die pad is so ondersteunend. En almal wat sien ons is van Namibia. Jy hoor net Walvis Bay, Namibia. En dan het jy nog energie. Ag, gaan jy nog. So dit was amazing. Dit was ongelooflik. The third one, how was this one? Different to the other ones? Yeah, I think each race is different, obviously based on how you prepared for it, and this one was slightly better than the other ones, and 3 minutes improvement from last year. Rolf, 56 is baie ver. Hoe voel die bene? Lam. Baie seer en lam en ja, dis nie maklik nie. Dit gaan alles oor die preparation. So as jy nie reg voorberei nie dan gaan jy sukkel. En ek weet nie iewers het ek bietjie gesukkel in vergelyking met laas jaar. So ja, vir my was dit moeilik hierdie jaar. Jy is van Oranjemund. Daar's nie baie bulte nie. Hoe gaan 'n mens oor Chapman's Peak as jy nie bulte het nie? Ons het in fact in die dorp is daar glad nie bulte nie. Dit is baie plat. Maar ons het so buite die dorp wat ons so 'n klein koppietjie wat ons Dinsdag uit gaan hardloop, maar dis net nie genoeg nie. Ek kan jy net heeltemal voorberei vir Chappies of vir Constantia nie. Chapman's Peak is hoog en moeilik, maar is ook mooi, nee. Baie mooi. Ek het vandag ons het daar 'n paar geleentheid gehad om daar foto's te neem ook terwyl ons daar was. So ja, ons het die natuur gewoon baie geniet. Ja, die 56 km ultramaraton is ver om te hardloop en verskeie Namibiërs het ook die halfmaraton, die 21.1 km afgelê. My fourth one, yes. You come every year. Why is this special? It's special because I've got a commitment. So I promised myself at least I must run consecutive 10 until I get the blue number. So this is just my fourth one. I still have 6 more to go before I get my blue number. So I don't necessarily run for pace, I run for endurance. So the aim is to finish what I've started, and I'll finish on time. So I'm getting my 4th medal today. And the preparation in Windhoek all went well? Yes, we do train a lot, I must say, although I slacked a lot this year. So that's why it was a bit tough for me, but the goal is attained, and I'm happy with that. Very challenging, very gruesome, but I did it for my twins and my little baby and my husband, and it was all worth it. And just the preparation, you in Windhoek, you come from Oranjemund. Yes. A bit more hills in Windhoek. Yes, very much, especially if you run in Ludwigsdorf, Eros, Klein Windhoek area. And I'll be honest with you, the longest distance I did before today was 10 kilometers. So this was an absolute challenge. And happy with how it went. Did the crowd pull you through? Yes, they did. It was absolutely the crowd. If they weren't here, I don't think I would have made it. I wanted to give up already at the 9 kilometer mark. So yeah, thanks so much. The cheers in Cape Town is amazing and it keeps us going. Ja, dit was baie warm vandag gewees. As die weer bietjie koeler is dit beter, maar dit was nog steeds lekker gewees. Ondersteuning langs die pad, is dan altyd. Ja, amazing, yesie. En hulle roep jou op jou naam, so dit voel so 'n bietjie persoonlik. Dankie, dit was lekker. My vrou, ek sal dit elke dag weer saam met jou doen. Ek sien uit vir die volgende een. So nee, jou eerste ene ook en lekker om saam met Raf Maats te kan doen. Ja, nee, ek is baie dankbaar vir hulle twee. Sou ek nie kon doen sonder hulle nie. En weet jy, as mens met vroeg opstaan, lekker as jy pelle het. Ja, nee, ek en Aldi het ons long run Saturdays, ons vroeg daar gehad, ons het hard saam geoefen. So ja, ek dink sonder haar sou ek dit regtig nie kon maak tot vandag nie. Die totale ervaring van in die Kaap, dis mooi so by UCT om te begin. Ja. Die hele pad is seker mooi. Ja, ek is baie lief vir die Kaap, my hart is altyd in die Kaap, al is ek in Namibië. So ja, die pad was ongelooflik mooi. So ons is regtig bevoorreg om hier te hardloop. Special. It was a beautiful experience. It was challenging. Coming into the 2 oceans, I didn't know what to expect, but I really loved it and I loved the nature. The spirit was so good on the road. I loved conquering the 2 oceans. Where are you from in Windhoek? You're from Windhoek? I'm not originally from Windhoek. I'm from the northern part of the country, from Omafo.
Umafu? Yes. Where you live now? You live still in North? No, I live in Windhoek now. Okay. And where did you start running? In the North or in Windhoek? In Windhoek, I started running in 2024. Actually, no, I started running in 2023. But I did my first 21 half marathon last year. And you've got the flag. Show us the flag. I'm flying the Namibian flag. All the way from the north. All the way from the north, representing Land of the Brave. Welkom terug by Kaap Vol Hoop en die 2 Oseane Marathon was vanjaar weer 'n groot sukses gewees in die Kaap met 1000 atlete wat aan die ultramarathon en halfmarathon deelgeneem het. Adnan Mohammed het 'n boodskap vir Namibiese padatlete. Boodskap vir die Namibiërs, hulle kan maar kom draf nie, hulle kan bietjie oefen. Ja, ek dink dis 'n bucket list. Daar was so baie Namibiërs wat oor die jare, kyk Namibië en Suid-Afrika is byna, jy kan maar self sê die geldeenheid en dit is dieselfde. En om is nie ver om te kom nie. En is iets wat 'n bucket list wat jy in jou lewenstyd ten minste een keer moet 'n merking maak om te sê ek het die 2 Oseane Marathon gedoen in my lewenstyd. Ja. Al is dit die halfmarathon self. Ja. Want dit is 'n belewenis in sigself. Ja. So ja, ek sal aanraai vir almal om te kom volgende jaar. Ja. Die trail gaan hier in die berge en ook. Daar's daai opsie ook. So dit is net 'n ongelooflike hardloopervaring vir almal. Ja, dankie Adnan en ek is seker daar is 'n klomp atlete wat volgende jaar aan die halfmarathon of die ultramarathon gaan deelneem. Draf soek nie net vir 2 Oseane atlete nie, die Anna Foundation gebruik ook draf en skryf en lees as fondasie om kinders van behoeftige gemeenskappe te help. Carla Briers vertel meer. Dit is ons 20ste jaar wat die Anna Foundation bedryf word. So dit is baie spesiaal, ons vier ons 20ste verjaarsdag hierdie naweek en ons werk op plase in die Wes-Kaap en in landelike gebiede. Ons het naskole vir die kinders van plaaswerkers en ons leer veral deur speel en ons hou hulle maar net besig en ons fokus veral op lees en op die opvoedkundige deel, geletterdheid en ons hou daarvan om hulle te leer deur speel veral. Ja. En 'n groot komponent is om te gee, lief te wees vir hulle. Absoluut, ja. Net 'n bietjie oor ons program ook. So ek het nou genoem dis reading, running and writing. So die reading deel is die opvoedkundige deel. Dit is veral lees. Die organisasie is eintlik begin deur daar was so groot gaping gewees in geletterdheid en so groot nood daarvoor vir lees spesifiek om beter te kan leer lees en om te kan lees om te verstaan. So en dan die running deel is dan nou die sport en fietsry en hardloop en veral fisiese oefeninge. Kinders kan hulle liggame ontwikkel deur oefen en deur te speel. En dan die writing is eintlik dis 'n woordspeling, so dis RIGHT. Okay. Wat staan vir right living. So dis dan maar net eintlik bietjie karakterbou en lewenslesse wat hulle kan help op hulle pad en bietjie lewensvaardighede en so. Absoluut. Ja, dis 'n groot komponent vir alle lewensvaardighede. Absoluut. En mentorskap, dis wat julle doen. Ja. Dis daar vir hulle. Ja, dis eintlik ook so spesiaal want net verlede week het die Cape Epic en 'n samewerking met die Ironman Foundation 50 of 49 fietsse vir ons geskenk. So ons kan nou dit gebruik om kinders te vat na fietsrygeleenthede toe en om daai vaardighede van hulle weer verder te ontwikkel. Maar wel gedaan en voort en sterkte met alles wat julle doen. Baie dankie. Ja, die Anna Foundation doen briljante werk in die gemeenskap en inspirerend om te hoor hoe hulle die kinders voorberei vir die toekoms. Ons het lekker 2 Oseane gesels en hopelik is daar volgende jaar selfs nog meer Namibiërs wat gaan deelneem. Tot volgende week, groet uit die Kaap.